Kom ons sê dat jy het 'n liefdevolle pappa wat so ongelooflik lief is vir jou en jou spesiaal gemaak het. En hy gee vir jou hierdie Ferrari. Dis verniet. Hierdie is 'n verniet Ferrari. Maar jy moet ja of nee sê om hom nou te kry. So hierdie is 'n geskenk verniet wat hy vir jou gee. Maar jy moet hierdie geskenk aanvaar of nie. So nou aanvaar jy hierdie geskenk, hierdie ongelooflike geskenk. En nou is die ou in die verlede. So 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, Therefore, if anyone is in Christ, the old has passed away, you are now a new creation. So jou ou kar is nou weg, jy het hierdie nuwe Ferrari, en dit is nou die pad wat jy ry na ewige lewe toe. Dis hierdie ongelooflike geskenk wat jy verniet kry. Nou moet jy uitfigure hoe die Ferrari werk, en jy moet petrol koop om in die Ferrari te gooi. So ons almal weet, die petrol koop jy om 'n kar te ry. So nou is jou verantwoordelikheid om hierdie geskenk reg te gebruik, om sy volle potensiaal te haal, moet jy verstaan hoe hy werk. So hierdie is 'n ongelooflike Ferrari. Hy is die beste wat daar is. Hy heated seats, hy hou vir jou warm, hy beskerm jou deur hierdie storms van die lewe soos jy ry op hierdie pad. En hy is die lig wat voor jou uitskyn. Psalm 119 vers 105 sê, U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig op my pad. En dis ongelooflik. Nou kan jy ry en jou identiteit vind, maar jy moet nou petrol koop en die petrol koop jy deur in die woord van die Here te spandeer. Dit is hoe jy petrol koop. So elke liewe dag wat jy hierdie wesies ry, elke dag spandeer jy tyd in die woord van die Here, by sy voete in gebed, om te verstaan, hoe werk hierdie manual? Wat moet ek doen met hierdie kar? Hoe ry ek hom? Hoe kan ek my volle potensiaal in hierdie kar ry? Maar dit word vir jou gereveal in die woord van die Here. Elke dag, dis jou fuel om hierdie resies te ry vandag. En nie net wil die Here hê, ons moet hierdie resies ry nie, maar hy wil hê, ons moet dit in oorwinning doen. In jou daaglikse mentaliteit is jy, die koninkryk is nou in jou. In Lukas lees ons dit. Lukas 7 dink ek. Ek sal nou opsit. Lukas 17 vers 21. Die koninkryk is nou in jou. Die Here het gekom en hy het aan die kruis gesterf en hy die Heilige Gees gestuur. En die Heilige Gees is binne my. So die koninkryk is nou binne in my. So wat beteken dit? Hoe loop ek nou in die oorwinning? En die antwoorde is in die woord van die Here. Hy wil nie hê ons moet 'n slaafmentaliteit hê. Hy wil nie hê ons moet lek nie. Hy wil hê ons moet meer as genoeg hê. En die ding is net, dis vir my so challenging en so mooi gewees om te lees die week en laasweek. Maar as jy gaan kyk hoe die Here gepreek het in boldness, hy het nie gekom toe hy daar gestaan het in die synagogues, toe hy geloop het en in die markte gestaan het en waar ook al hy was. Hy het nie gepreek om sy kerk te groei nie. Dit gaan nie oor hoe populêr hy was en hoeveel followers hy gehad het nie. Hy het nie gekom vir daai mense wat sê ek is 'n follower en hom like nie. Hy het gekom om disippels te maak. En hoe is ek 'n disipel? Ek moet weet hoe hy praat, ek moet weet hoe hy loop, ek moet sy voorbeeld volg en ek moet glo in hom, nie in wat hy vir my kan doen nie, maar in wie hy is. En dit leer ons by die Here. So hoe wil ek, as ek sê, Andre, ek wil groei in my geloof? Jy doen dit om jou petrol te koop, elke liewe dag tyd saam met hom te spandeer. Hoe verander ons in die beeld van die Here? Deur tyd saam met hom te spandeer, deur jou Bybel te lees. En dit is soos 'n afgesaagde storie, maar dis die waarheid. Ons kan in oorwinning ry in hierdie resies, maar ons moet weet hoe om hierdie kar te gebruik om ons volle potensiaal te bereik. En die ander ding is, in hierdie resies kan ons 'n papwiel kry. Daai papwiel is kettinge wat ons terughou, wat onvergifnis is. Daai onvergifnis
maak dat jy vasgeboei is en nie vorentoe kan beweeg in hierdie resies nie. So, die Here sê vir ons in Markus 11, vers 24, Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Yours, hoe amazing. Vers 25. When you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sin. En ek weet dit is moeilik om te sê, dit is maklik om te sê vergewe nie. Maar dit wat aan jou gedoen is nie reg nie. Maar jy het nou die mag om vandag die keuse te maak. Gaan ek hierdie resies hardloop in oorwinning, of gaan ek terug in boeye gehou word? Want maak nie saak hoe baie woord jy koop en petrol jy koop nie. Jy kan nie vorentoe beweeg as jy nie vergewe nie. Want Jesus sê, John the Baptist ook gesê toe hy staan, repent, the kingdom of God is at hand, voordat Jesus gekom het. En Jesus sê dieselfde ding, repent. En onvergifnis is 'n sonde wat jou vashou in boeye. So jy moet dit meer lê om vorentoe te beweeg in hierdie resies. So doen dit vir jouself, sodat jy kan vry wees en in oorwinning leef. Jesus sê vir ons in John 14 vers 12, Very truly I tell you, whoever believes in me, dis nou wat jy die verraad gekry het, en jy glo in Jesus, will do works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am. Maar ons kan nie hierdie groter dinge doen as ons hom nie ken nie. Ons kan nie hierdie groter dinge doen as ons die tyd saam met ons spandeer en ons olie koop nie, om ons petrol te koop nie, om aan te hou nie. So jy moet weet wat jy kan doen en wat God vir jou gedoen het. En as jy regtig dit verstaan en vir die Here vra, Here, maak oop my oë, give me eyes to see, ears to hear, and a heart to understand. Maak my hart sag, sodat ek kan vergewe, sodat ek kan verstaan wat in u woord staan, sodat ek in oorwinning kan leef. Want dit is wat Jesus vir ons elkeen wil hê. Hy wil nie net die ewige lewe hê, want dit is die grootste geskenk, maar hy wil hê ons moet hierdie resies in oorvloed en oorwinning kan doen. En dit kan ons net by hom kry. Ons word gevorm in sy skynsel, in sy voorbeeld, in sy heerlikheid, as ons tyd saam met hom spandeer. En so word ons vry van die verlede, en so loop ons in oorwinning. Maar dis net hy wat dit kan doen. Hy het nie gekom om cheap grace te gee nie. Hy het nie gekom vir net followers and likes nie. Hy het gekom vir true disciples. And if you want to be a true disciple, you need to know how to talk, how to walk, how to act, hoe om op te tree. Die keys van oorwinning lê in die Bybel. Die woorde wat jy moet spreek, die lewe wat jy moet spreek, om te kry wat hy wil hê jy moet kry, is in die woord van die Here. En ons hoef dit nie alleen te doen. Die Heilige Gees, die maatjie, is by jou, saam met jou. Hy het gesê, I'm sending you a helper, want hy het geweet ons het hulp nodig, want dit is nie maklik nie. Maar ons is in 'n generasie wat alles net so wil kry of geskink word. En die Here sê, dit gaan jou kos. Maar kyk wat het daai mense daai tyd gekos. Dit is nie so moeilik om humble te wees nie. Dit is nie so moeilik om te serve nie. Dit is nie so moeilik om hierdie kingdom principles toe te pas nie. Moet dit nie vir jouself moeilik maak nie. Vat dit dag vir dag en vra vir die Here om jou te help. En jy sal in daai oorwinning leef. Julle moet 'n lekker dag hê.